Goeiemôre, dit is Dinsdag die 18de Maart. Vanoggend lees ons verder in Lukas 13, ons is by vers 32 en 33. Hier het Jesus gewaarsku om weg te gaan, en dan antwoord hy, gaan sê vir daardie jakkals, dis nou Herodes, kyk, ek dryf vandag en môre nog demone uit, en ek maak mense gesond, en op die derde dag bereik ek my doel. Maar ek moet nog verder gaan, en môre en die volgende dag verder gaan, want het kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Jesus sê op hierdie waarskuwing dat hy moet terugdraai en weggaan van Jerusalem af, dat hy nie bang is nie. Hy noem sommer die koning Herodes 'n jakkals, 'n sluwe mens, iemand wat goed verkeerd doen en skelm is en eintlik maar 'n niks werd mense. En dan sê Jesus dat hy met sy bediening moet aangaan. Vandag en môre moet hy nog demone uitdryf en mense gesond maak. En op die derde dag sy doel bereik. Dat hy uiteindelik sê, ten spyte van gevaar, ten spyte van hierdie risiko, gaan ek aanhou met die werk wat my Vader, wat God vir my gegee het. En dan sinspeel hy op die opstanding. Op die derde dag bereik ek my doel. Dat hy gekruisig word en dan uiteindelik opstaan uit die dood en so die dood oorwin. Sal ons, wetende dat ons in gevaar is en dat dit kan moeilikheid veroorsaak, nog steeds aangaan met ons werk, met dit wat God uiteindelik vir ons gevra het om te doen. Hieruit kan ons baie leer dat ons nie moet wegvlug nie, maar dat ons met God se krag moet aanhou. Want die prentjie is groter as mense sin. In vers 33 sê Jesus weer eens dat hy weet hy gaan sterf. Waar hy sê, hy moet nog verder gaan, want het kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Dat hy uiteindelik sê, maar hy is op pad Jerusalem toe, en hy weet dat hy daar gaan sterwe. Interessant, ons weet net van 2 profete wat in Jerusalem doodgemaak is. Jeremia praat van die profeet Elia, en in 2 Kronieke lees ons van die profeet Sagaria, wat daar doodgemaak is. Maar dit was die hoofstad van die godsdiens van die Jode, die hoofstad van die aanbidding, daar waar die tempel is. Jesus sê, daar gaan ek ook myself gee vir my volk, vir alle mense. Mag ons ook so aanhou werk ten spyte van. Hemelse Vader, ons duim so maklik terug as goed moeilik raak. Ons hou so maklik op as goed nie meer lekker is nie. Help ons om met krag en ywer en met oortuiging vir U te leef. Ja, Here, al weet ons, die wêreld gaan nie van ons hou nie. Die wêreld gaan ons sleg behandel. Dat ons steeds met moed en met krag en met ywer vir U sal werk. Dankie dat ons nood en ons vrese in U hande kan plaas. Here, waar ons mense het wat hartseer is oor geliefdes wat dood is, mense wat bang is vir operasies wat voorlê, mense wat operasies gehad het en moet herstel, wat dalk sukkel en al lank siek is. Wil U genesing gee? Wil U krag gee en nuwe hoop? Dankie dat ons kan saam bid vir ons land en vir almal wat rondom ons is. Here, mag ons te midde van die chaos U vrede beleef. In Jesus se naam. Amen.